So ek is bly dat julle hier is. Dis op vandag die laaste Sondag wat Pierre en Joni by ons in die kerk is, die Doraans. Hulle trek nou af Kaap toe. Maar ek gaan net maar vir hulle vorentoe roep, dan kan ons daarom vir hulle laat hierdie seën op hul daal sing en dat hulle nie sal vergeet vir ons nie. Maar goed, kom ons begin deur saam te sing by Vlamlied 85. Net die een vers, Wonder God. Ek het iewers weggeraak. Ek weet nie waar nie. Vir die van julle wat bygebly het, dankbaar. Ek julle nie verwar het nie. Ons gaan nou na 'n liedjie wat ek baie beter ken. Vonk 77, bring my die ou tyd dan. Oh,
202, prys hom die hemel vors, al 3 verse. Ek gaan eers vir Elsona geleentheid gee om die aankondigings te doen. En daarna sal ek daarby byvoeg. En dan wil ek maar so lank vir julle twee vra of julle net, wil julle nou nie? OK. Nou maar goed. Ek gaan dan net van hier af vir julle baie dankie sê vir julle bydrae oor baie jare in die gemeente. Ek het maar net die laaste stuk daarvan beleef, maar julle het 'n voetspoor hierso gelaat en ons is dankbaar vir daai voetspoor wat julle gelaat het. En ons gebed is dat daar waar julle kom daar in die Suid-Kaap, dat julle sal voortgaan om julle goeie getuienis te lewer soos wat julle dit hier gedoen het en dat julle ook daar sal bly getuig van die Here se genade in alles wat ons beleef. Maar nou ten spyte daarvan dat er nie wil afkom hierna toe nie, wil ek vra dat ons almal sal opstaan en dat ons sal sing, laat hierdie seën op hul daal. Dankie Peer. Vriende, ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor mense wat in hierdie tyd nou swaar kry en wat vorentoe baie swaar gaan kry na die sluiting van die myn.
Ons het nou ons storie gepraat daaroor, ons sal nog verder praat, maar ons wil nou voorlopig net eers hoor by julle van mense wat julle van weet in ons gemeente wat geraak word. Want hulle sal nie altyd op hulle eie of uit hulle eie na vore kom nie. So as julle net vir ons sal laat weet van mense wat julle weet wat in ons gemeente is en wat daar hulle werk nou verloor het. Maar dan wil ons nou graag help en ons wil vra dat julle in hierdie week, en julle kan maar aanhou om dit te doen, maar dat ons hierdie week ten minste begin om kruideniersware kerk toe te bring. Enige iets wat 'n mens sal koop op jou kruideniersrekening is op hierdie stadium nodig vir mense om te oorleef. So ons wil vra dat julle asseblief dit hierdie loop van die week kerk toe sal bring. En as julle 'n finansiële bydrae wil maak, dat julle dit so sal oorbetaal of sal kom inbetaal en dat julle as verwysing net sal sê IKAPA, dat ons net weet dit is daarvoor bedoel. Nou is ek daar. Ons sal dan nou ook kyk na al die wat is die woord wat ek nou soek? Daar's 'n hele klomp organisasies en mense wat inisiatiewe begin het, dis die woord wat ek soek. Inisiatiewe begin het om hulp te verleen en mense sal graag wil kyk hoe die inisiatiewe nou kan saamwerk en nou nie met mekaar kompeteer nie, maar saamwerk. So dit sal ons nou alles nog ondersoek, maar wat nou belangrik is dat ons in hierdie week sal kos kry, kruideniers sal kry en kan begin om vir mense te help finansiëel. So baie dankie dat julle daaraan sal aandag gee. Ja, dan het ons nou in hierdie week 2 lidmate verloor aan die dood. Een oom Gail Bessinger wat julle nou al goed van geweet het, dink ek. En toe nou gister Elsje Rigter wat hier in Stillerwee gebly het. Ja, ek en sy het nog nou die dag in die hospitaal gelag, want sy skuld my nog 'n koek. Sy het gesê sy gaan 'n koek bak. Goed. Maar kom ons bid vir hulle families. Here, baie dankie dat u hierdie mense in ons lewens gebring het. Dankie dat u julle op hierdie aarde gebruik het en dat u goeie beeld deur hulle ook met ons gedeel het. Dankie vir wie julle kon wees, vir hulle families, vir die gemeenskap, vir ons. En ons bid, Here, dat hulle families in hierdie tyd groot troos sal beleef. Dat u hulle in die genade sal optel en vir hulle vorentoe al hoe sterker sal maak. Dankie dat ons so mag bid in die naam van Jesus. Amen. Goed, ek wil net sê dat oom Gail se troostdiens is dan nou Woensdag 11:00 en op hierdie stadium sal Elsje Rigter se diens waarskynlik by Stillerwee wees, donderdag 11:00. Goed, ons sing nou by Vlamlied 135, meer soos u.
Vriende, nou gaan ons sing Jesus, o dink aan my, terwyl ek die derde lydenskers snuit. En ons dink aan Jesus se woorde, toe hy na Maria gekyk het, ek soek na u, my God, ek dors na u, ek smag na u soos 'n dorre en droë land na water. U troue liefde is meer werd as die lewe. Genade vir julle en vrede. Ons sing nou by lied 393, middelpunt van ons verlange. Ja, die woorde wat Jesus gesê het aan Maria was, toe hy kyk na Johannes, daar is jou seun. En toe het hy na hom gekyk en gesê, en daar is jou moeder. Kom ons onthou altyd, dat die Here in sy laaste oomblikke nog vir ons opgeroep het, om vir mekaar om te gee, en om mekaar te dra. Ons gaan nou voor die Here stil word, in die diep wete dat ons sondes versoen is. Ons kom altyd hier op 'n Sondag en ons bely ons skuld en ons doen dit op baie plekke en dit is goed. Ons moet dit doen. Maar ons kom ook vandag hier by mekaar in die wete dat dit reeds gedoen is. Dat die Here alreeds vir ons met hom versoen het. En dis nie afhanklik van, sy versoening is nie afhanklik daarvan dat ons vra vir vergifnis nie. Hy het dit in elk geval klaar gegee. Maar dit raak ons, wanneer ons dit hier voor hom kom sê, en dan hoor, dat ons kan voortgaan.
So ek vra nou dat ons sing by lied 391, die 2 verse, vervul o Heer my hart met stille wyding. Goed, ek nooi nou my maatjies vorentoe. Hoeveel het ek vandag? Julle lyk so min. Kom asseblief. Vyf dogtertjies. Dis nou lekker om julle hier te sien. Gaaf. Ek gaan vandag, wanneer ek nou preek, dan gaan ek praat, of ek gaan die woord versoeking gebruik. So 'n groot woord. Versoeking. Wat is dit? 'n Versoeking. Ek gaan eens wag dat julle vir my antwoord moet gee nie. 'n Versoeking is so min of meer wanneer daar iets is wat jy graag wil hê, maar as jy nou die tyd hê. Nee, jy kan dit nie nou kry nie. Dis 'n ander dag sinne, net nou sinne. So byvoorbeeld sal mamma vir jou sê jy wil nou 'n koekie hê, en as sy sê nee, jy kan nie nou 'n koekie kry nie, as jy kan haar ete ene kry. Anders gaan jy nie jou kos opeet nie. En dan sien jy daai koekies en jy's honger en ete gaan nog oor 'n rukkie wees en mamma verstaan nou nie mooi nie en jy wil baie graag daai koekies hê, nee, en dan wonder jy nou hoe gaan ek dit in die hande kry, miskien, jy weet, as mamma nou net weg is, miskien kan ek gou enetjie gryp en buite gaan eet ergens agter 'n boom of so iets, maar daai ding pla vir jou want jy wil dit nou hê, maar jy kan dit nie nou kry nie. Ander kere dan gaan dit nou nie oor koekies en lekkers en sulke goeders nie. Ander kere dan moet jy jou huiswerk doen en jy weet jy moet jou huiswerk doen want jy wil mos nou op skool goed doen. Jy het nie nou die lui om huiswerk te doen, so jy's in die versoeking om nie huiswerk te doen nie. Om net so te sit en prentjies teken of wat ek altyd lyk of jy dit doen. Ja, ek weet nie wat gaan nou aan met die ding nie. Miskien het jy by die skoolse atletiek lekker vinnig gehardloop en nou moet jy gaan oefen by die skool dat jy nog vinniger kan hardloop. En jy sê nee, ek weet nie, ek is nou moeg, ek sien nie kans hiervoor nie, né? So jy steek lui weg en dan kan jy nie vinniger hardloop nie want jy het nie geoefen nie. Dan sê ons jy het geval vir die versoeking van luiheid. Jy het gekies om lui te wees eerder as om hard te werk. En net so met die koekie, jy het geval vir die versoeking om die koekie te eet, in plaas daarvan dat jy dit moes weerstaan. Dis 'n ander groot woord,
wat julle al hoe meer sal leer as julle groter word, om dinge te weerstaan. Goed, so ek gaan nou vandag daaroor praat, hoe Jesus ook versoek was in die woestyn. En hy het groot versoekinge gekry, en Jesus het sterk gestaan, want hy wou doen wat die Vader wil hê hy moet doen, en hy wou vir ons help. As hy nou aan die versoekinge toegegee het, dan het hy nie vir ons gehelp nie. So ons dink altyd, wanneer ons deur die lewe gaan, en dinge raak baie keer vir ons swaar, dan dink ons net aan wat die Here alles vir ons gedoen het. En dan druk ons deur. So ek gaan nou vir julle elkeen 'n pakkie gee met 'n koekie. En jy kan die koekie eet na ete. Nee. Of as mamma vir jou sê, ag, jy kan maar drink teetyd. Nee, maar mamma moet dit sê. Anderste, na ete, wanneer jy klaar jou kossies alles in het. Nee. Maar julle is nou so, man, ek gaan sommer vir julle elkeen 2 kies gee. Een vir teetyd en een vir na ete. Okay. Wanneer mamma ook al sê, papa het gewoonlik nie 'n saak nie, eet my kind. Daar sê. Goed, julle baie dankie, julle kan nou weer gaan sit. Vriende, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, en wat oral is waar ons kan dink, U wat U deur niks laat weerhou nie. Ons kom voor U en ons kom bid, dat U naam op hierdie aarde geheilig sal wees. Dat ons vir U sal ken soos U geken wil wees. En dat ons U nie sal misbruik nie, maar eerder vir U sal dien, vir U sal lief wees. Dat ons saam met U sal werk om U koninkryk op aarde te vestig, om U wil op hierdie aarde te laat geskied. Maar ons bid, Here, dat U wil veral eerste in ons eie lewe sal geskied. Dat ons in ons klein wêreld sal doen wat U vra, en dan sal sien hoe groot effek dit op die grote wêreld het. Ons kom voor die Here met ons daaglikse behoeftes. En Here, ons vra nie van U meer as wat U vir ons wil gee nie. Nie meer as wat U aan ons toevertrou nie. En ons bid dat ons met dit wat U aan ons toevertrou so sal werk, dat U geëer word. Dat ons tevrede sal lewe. Dat ons onsself nie laat versink in dit wat luks is nie, maar in dit wat U vir ons gee om te doen. En help ons, Here, om hierdie deelsaam te wees. U ken ons, ons kan so dikwels dink wat ons sin is net ons sin. Maar ons bid in hierdie tyd, Here, dat U ons harte ook oopmaak in ons beursies vir hulle wat ons weet, wat in ons midde is, wat nou baie swaar het en wat nie weet wat die dag van môre vir hulle inhou nie. Ons bid vir hulle wie se geliefdes in die myn vasgevang is, dat U hulle begenadig en troos en krag gee.
Ons bid Here vir hulle wat saam met hulle 'n pad moet loop, dat hulle van U wysheid en deernis sal kry. Ons kom voor die Here met die wete dat ons sondaars is, maar met die wonderlike versekering wat U vir ons oor en oor gee, dat U ons vergewe in Jesus. En daarom kom ons vandag vir U sê dat ons wil stry teen die kwaad. Ons wil nie die kwaad opneem nie. Ons wil nie vir versoekinge val nie. Ons wil doen wat reg is in U oë en tot U eer. Want Here, alles behoort aan U. En al die eer en al die dank kom U toe. Hoor ons in Jesus naam. Amen. Vriende, ons gaan saam lees by Lukas 4. As die Here se wil daarby is, dan hoop ek om die volgende 3 Sondae, vandag ingesluit, te preek oor wilderniservarings. Ons ervarings wanneer ons in die wildernis is. En ons lees nou vandag by Lukas 4 om te leer by Jesus. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. En die duiwel sê toe vir hom: As U die Seun van God is, sê vir hierdie klip dat moet brood word. Maar Jesus antwoord hom: Daar is geskryf, 'n mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom: Aan U sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee. En ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan U behoort, as U maar net voor my buig en my aanbid. En daarop antwoord Jesus: Daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê: As U die Seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom: Daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. En nadat die duiwel met al sy versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Dit is die woord van die Here. Nou, vandag se tema is die wildernis as 'n plek van verdieping. Die wildernis as 'n plek van verdieping. Nou, wat is 'n wilderniservaring? Kyk, 'n wilderniservaring kan ons elkeen seker maar vir onsself beskryf en omskryf. Maar dit is in elk geval 'n slegte plek om te wees. Jy wil nie daar wees nie. Dit tas jou hele gemoed aan. Jy voel jy's gedreineer en jy kan nie meer nie. En daar kan verskillende redes wees waarom jy in daai situasie voel. Dit kan die dood van 'n geliefde wees wat vir jou baie sleg tref. Dit kan wees dat jy gehoor het dat jy self nie meer so lank gaan leef nie. Miskien is dit 'n langdurige siekte wat jy beleef of van jou geliefdes en jy moet saam met hulle deur hierdie ding gaan. Dit kan 'n ramp wees, dit kan aflegging wees by die werk. Dit kan bankrotskap wees. Dit kan die verbrokkeling van jou huwelik wees. Dit kan 'n ongeluk wees, dit kan een of ander skande wees wat op die lappe gekom het.
Dit kan baie goeders wees. Maar jy het nou die ervaring van jy is op 'n plek wat jy nie meer kan leef nie. Dinge is vir jou te veel. Interessant dat in Markus se weergawe van hierdie teks sê hy die Heilige Gees het vir Jesus die woestyn in gelei. Of hom in die woestyn in laat gaan. In baie vertalings. Die Afrikaanse vertaling van 1983 sê hy het hom weggevat in die woestyn in. Die 2020 vertaling sê die Gees het Jesus in die woestyn ingedryf. En dit is nogal 'n goeie vertaling want die Griekse woord wat gebruik word, ekbalein, is om gegooi te word. Om gewerp te word. En dit is hoe jy 'n woestynervaring gewoonlik beleef. Jy is daarin gegooi. Jy het nie rustig daarin geloop nie. Jy het dit nie gekies nie. Jy het dit baie keer nie gesien kom nie. En selfs die kere wat jy dit gesien kom het jy nie regtig geweet hoe dit gaan wees as jy eers daar is nie. So 'n wilderniservaring is 'n slegte ding wat jou oorkom en jou dreineer. Nou wat moet ek doen in so 'n situasie? Ek wil 'n antwoord gee wat baie keer soetsappig oorkom. Ek bedoel dit nie so nie. Kyk 'n bietjie, waar is Jesus? Daar in die woestyn, waar jy is. Want jy gaan hom daar kry. Kyk uit vir Jesus. Ek het nie nou krag vir uitkyk nie. Die Here moet maar van sy kant af. Punt is, hy's daar. En jy sal hom daar raakloop. As jy net lank genoeg kyk, gaan jy hom daar sien. Ek wil vir ons terugvat na Filippense 2 toe. Julle het my al baie keer gehoor sê, dat wanneer ek praat van Jesus se aardse lewe, let wel sy aardse lewe, van 9 maande voor sy geboorte, tot by sy dood. Kom ek sê sy hemelvaart. Daai tyd. Dan dink ek aan Jesus in sy 100% mens wees. Filippense 2 sê vir ons, hy het sy goddelikheid agtergelaat. En hy het na ons toe gekom as 'n mens. Hy is soos ons kom word behalwe vir die sonde. Hy was 100% mens. Hy het al die goed beleef wat ons beleef. Hy was besonder begaafd, meer as enige ander mens. En hy was 100% in wals met die Vader. In tune met die Vader. 100%. Totaal in 'n ander liga as ons. Maar ons beste voorbeeld van hoe 'n mens eintlik moet wees. Maar dit was Jesus. Volledig mens. Hy kon nie in die tyd wat hy op aarde was, elke nou en dan net gou-gou intap by sy goddelikheid en bietjie daar krag kry, dat hy net oor hierdie bultjie kan kom nie. Hy kon nie aan die kruis net intap, sodat hy net hierdie ding kan deursien nie. Hy moes dit eg as mens beleef. Hy moes die lewe op aarde eg as mens beleef. Hy moes met ons kom vereenselwig. Dit is wonderlik dat hy dit gedoen het. Homself so met ons kom vereenselwig het. Hy moes leer, of kom ek sê dit so, hy moes
Hy moes kom ervaar hoe voel het om in ons skoene te wees. En hy was daarin meer suksesvol as wat ons daarin kon wees. Hy moes versoek word, soos ons versoek word. En dit weerstaan, soos ons dit nou nie doen nie. En hy sê net, daar versoek nie, hy het al baie versoekinge beleef in die 30, 35, 36 jaar, wat sy bediening vooraf gegaan het. Dus hy net soos ons almal versoek. En hy is versoek na die woestynervaring, en hy is versoek in Getsemane, en daar aan die kruis, het hy gesê, u wil moet nou geskied. Ek gee my aan u oor. U wat ek voel my verlaat het, maar ek gee my aan u oor. Hy moes ook sy ego op aarde in toom hou. En nou vriende, dit klink nou vir ons vreemd, want ons dink Jesus het nie 'n ego gehad nie. Hy moes 'n ego gehad het, jy kan nie 'n mens wees en nie 'n ego hê nie. Ons probleem is, ons dink aan ego, dan dink ons aan ons sondige ego. Want ons egos is met geneig tot die kwaad. Ons doen sonde. As ons praat van die eie ek, dan verwys ons na ons selfsugtigheid. Maar die ego as ego is nie dit nie. Jou ego kan beheer word deur God. Jou ego kan oorskadu word deur die beeld van God in jou. En Jesus het in sy lewe die beeld van God volledig uitgestraal met sy ego. Hy het sy ego in toom gehou, anders as ons. So vriende, as ons vir hom daar in die woestyn raakloop, dan loop ons een raak wat goed verstaan. Wat baie goed verstaan. En wat oorwin het. Die tweede ding wat ek wil sê, is dat wildernisse bring vir jou perspektief. Daai ervaring wat Jesus in die woestyn gehad het, daai versoekinge wat hy gehad het, was nie net om vir ons 'n voorbeeld te stel nie. Dit ook. Maar dit moes hom ook help. Dit moes hom help om net weer voor sy bediening begin, geaard te word, geworteld te word, geanker te word, net weer dinge vas te maak. Sy verhouding met die Vader, die roeping wat hy gekry het, om dit alles net daar mooi te gaan vasmaak, voordat sy werk begin. Hy het hierdie wonderlike ervaring gehad by sy doop, net voor dit. Ongelooflike ervaring. Ons lees nêrens in die tyd tussen sy geboorte en sy doop, dat hy ergens die Vader se stem gehoor het nie. Miskien het hy. Maar daai dag by sy doop, en daar wonderlike goed met hom gebeur. 'n Duif het afgekom. En die stem het gesê, jy is my geliefde seun. Ek vind welbehae in jou. Hy moes daai dinge wat hy daar beleef het, ook met sy lewe gaan integreer. Hier het 'n groot ding met my gebeur. Ek moet dit met my lewe gaan integreer. Ek moet my gaan afsonder, dat ek daarmee kan besig wees. En hy sou dit doen deur die loop van sy lewe, aanhoudend, om by die Vader te gaan stil word, en hierdie verdieping te ervaar. En dan lees ons hierdie twee opmerkingkies wat eintlik by jou verbygaan. So in sy versoeking is hy op 'n hoogte gebring.
Die tweede versoeking. Met die derde versoeking is op die hoogste punt van die tempel gebring. Dis asof hy daar afgekyk het en hy het alles gesien wat hy as God, Vader, Seun en Gees het. En wat die duiwel nou natuurlik valslik aan hom beloof, want is nou eintlik klaar daar. En hy moet perspektief daarop kry en sê, dit is nie nou vir my bedoel nie. Ek is nou geroep om vir dit wat ek hier voor my sien, te ly en te sterf en op te staan. Ek het 'n roeping om hierdie wêreld te red. Ek het 'n roeping om die wil van my Vader te leef. Ek het 'n roeping om mee te werk aan die koms van die koninkryk. So vriende, wanneer ons nou ook so in die wildernis is, dan behoort dit ook so te wees dat ons gewoonlik beter perspektief kry op die lewe. Beter perspektief kry op ons eie lewe. Dat ons meer raak sien hoe dinge in mekaar pas, waar jy self inpas. En in die proses waaraan Jesus perspektief gekry het, het die skrif natuurlik 'n groot rol gespeel, hom ingelig. En dit moet ons ook onthou. Dan wil ek sê dat Jesus tipies menslike versoekinge beleef het. Ons kan ons daarmee vereenselwig. Die eerste een is, hy was honger. En die versoeking kom by hom om die klippe te verander in brood. Dit sou dinge tog nou baie maklik gemaak het. Maar hy kan nie. Want Jesus moet ook daar in die woestyn voorberei word vir sy werk wat voor hom lê. Hy sou nie 'n luukse bediening hê nie. Hy sou nie 'n bediening hê waarin hy net alles het nie. Nee, hy en die 12 sou te voet deur die land loop en hulle sou afhanklik wees van ander mense om vir hulle te sorg. Dit is hoe hulle pad geloop het. So Jesus kom, voel dit aan sy lyf, kom maak dit vas daar in die woestyn. Ek moet in afhanklikheid leef. En dit moet ons ook leer. Om in afhanklikheid van die Here te leef. Die tweede versoeking was, jy verdien mag. Jy verdien majesteit. Jy verdien om die wêreld te beheer. Maar Jesus het nou juist daai mag eenkant gesit om sy roeping te kom vervul hier op die aarde. En daarom sou hy nooit daarop wou staat maak nie. Daarop wou roem nie. Hy wil op die Vader staat maak om hom te help. En hy was nodig vir hom om dit te ervaar, want vriende, genade, as jy so deur die land loop en jy preek en die mense stroom, nee, jy kom by 'n dorp aan en daar is 'n gehoor. En hy beweeg aan en daar is weer 'n gehoor. In ander kere gaan hy na die ander kant van die see toe, dan gaan die gehoor hierdie kant ook oor die water, om die dam, om hom aan die kant te kry. Dit was groots, om daai soort van bediening te hê en te weet, die mense hou van wat ek sê. Hy sou genesings doen, en dit sou 'n geweldige effek op mense gehad het. Hy het met die breedsprakige fariseërs te doen gehad, en hy het hulle stom gelos. Jesus het daar in die woestyn dit ook vasgemaak. Ek kan nie hierdie eer wat mense vir my gee, vir my aantrek nie. Want dan gaan ek nie doen wat ek moet doen nie.
Dan kom ek in Jerusalem aan op 'n strijdwa, in plaas van op 'n donkie. En die derde was, jy verdien op die hande gedra te word. Want daar was niemand soos Jesus nie. Niemand kon 'n vinger na hom wys en sê, maar daar's iets wat jy verkeerd gedoen het nie. En die wat dit gewaag het, het ook besef, maar hulle is eintlik self verkeerd. Hy was 100% heilig gewees. Maar as hy vir homself sou verhef bo die mense om hom wat nie heilig leef nie. As hy sou begin dink aan homself as beter as ander mense, wat hy wel was. Maar as hy daai gesindheid sou hê, dan het hy nie echt lief gehad nie. Daar was al 'n vraagteken oor sy liefde. So daar op die hoogste punt van die tempel bevestig Jesus dat hy gekom het om in sy broosheid God en mens te dien. En dis wat hy sal doen in sy broosheid. Nou hoe raak sy wilderniservaring dan nou vir jou? Want hy was nou ook ons voorbeeld, ene wat ons moet navolg. En nou as ek nou na hierdie gehoor voor my vandag kyk, dan dink ek kan met baie groot sekerheid sê, dat hierdie groep 'n meer ervare groep is, lewenservaring het, as baie ander groepe. Hier is gemiddeld baie meer lewenservaring en rypheid. En seker almal van ons is al deur 'n woestyn of 5. Het tye beleef waar jy gevoel het, ek is nou in die absolute wildernis, ek is in die woestyn, hier's niks, ek is niks. En ek wil op geen manier enige iemand se pyn en seer rondom hulle woestynervaring minimaliseer nie, ook nie my eie nie. Maar my ervaring is dat mense vir jou sê, ek het daai ding beleef en dit was hel. En ek wens niemand dit toe nie. Ek wil dit self nooit weer deurgaan nie. Ek wil nie sê my vyande moet daar deurgaan nie. En dan bedoel hulle dit. So dit was sleg. Maar sal die meeste ook vir jou sê, wie ek het goed ontdek daar, wat ek andersins waarskynlik nie sou ontdek het nie. Ek het liefde ontdek daar, die liefde van God, die liefde van iemand wat net vir my sê, ek gaan 'n bietjie by jou kom sit. Die liefde van iemand wat weet, ek kan nie nou bid nie, en ek is ook nie lus vir bid nie, maar wat in elk geval vir my bid. Ek het daar geleer dat dit waar is, die ou kliseë, dat jy krag kry vir die kruis wat jy moet dra. Ek het gevind dat my wonde wat ek gekry het, ek het nou nog die merke, maar die wonde is genees. Hulle het reggekom. Ek het kapasiteite in myself ontdek wat ek nie geweet het ek het nie. Deur die genade van die Here. Ek het perspektief gekry op die lewe. Ek kyk nie meer na die lewe soos ek altyd daarna gekyk het nie. Dinge het vir my verander. Ek sien dit anders. Ek het dankbaar geword vir die kleinste stukkies genade. En so kan ek aanhou. Hoe mense getuig van wat hulle beleef het in daai woestyntyd. Nou hoe jou woestyn op die oomblik wat jy dalk deurgaan lyk. Party van julle se woestyn weet ek van. Die meeste se woestyn weet ek nie van nie. En sonder om jou woestyn
vir jou nou sommer met een veeg in 'n oase te verander, wil ek vir jou vra om net uit te kyk vir Jesus. En deur die genade sal jy vorentoe terugkyk en sê, die Here het vir my alles verander. Mag die Here dit vir jou doen en vir ons almal. Amen. Here, dis half skrikwekkend om aan U te dink as 'n mens. En die implikasies daarvan. Ek bid dat ons net sal weet, dit was U keuse om uit liefde en genade 'n mens te word. En dat U dit gedoen het in die hoop om ons lewens te verander. Om vir ons in U vrede te gee. Troos, nuwe lewe. En vandag bid ons vir almal wat hier is. En ander wat deur 'n diep woestyn gaan. Dat hulle so deur die sandstorm deur die figuur sal sien van die Here wat ook hier is. En dat hulle 'n nuwe lewe sal kry. Amen. Gats, ek sien nou hoe laat dit al is. Ek hoop nie julle het beleef as 'n woestyntog nie. Maar die goeie nuus is ons aan die ander kant van hom. Kom ons sing nou by lied 505. Doret net die eerste 2 verse asseblief van 505. Jesus, U gaan voor. Geliefdes, waar jou roete ook al loop deur jou woestyn, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troos van die Heilige Gees is oor jou.